Ons dink baie keer, God is nie daar nie. Baie keer gaan ons deur moeilike tye en dan vra ons vir die Here, Here, waar's U? Weet jy, God is altyd daar. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Die Here is altyd by ons. Maar kom ons begin eers. Psalm 118 vers 24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor jubel en bly wees en juig. Weet jy wat, vandag het God vir my en jou as 'n geskenk gegee. Wat doen ek en jy met hierdie dag? Hoe sien ons hierdie dag? Hoe begin ons hierdie dag? Begin ons hierdie dag en sê, Here, die verlede en al sy teleurstellings beïnvloed ons keuse? Ek en jy besluit, as ons opstaan in die oggend, besluit ons hoe draai ons dag uit. Weet jy, dit is my en jou keuse, maar God het hierdie dag vir jou en my gegee. Dis 'n dag waaroor ons kan jubel en juig. Amen? Kan ons jubel en juig oor hierdie dag? Kan ons sê, Here, U het dit vir my as 'n geskenk gegee? Wat doen ek en jy met God se geskenk? Kla ons? Is ons die hele tyd morbied? Is die lewe vir ons een groot straf? Of kan ons vanoggend sê, Here, ek het so baie om oor dankbaar te wees. Net die feit dat jy opgestaan het en jou oë oopgemaak het, is 'n geskenk. Die feit dat jy opgestaan het, is nog 'n groter geskenk. Dan sê hy in vers 25, ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Kan ek sien, wie's kinders van die Here? As jy 'n kind van die Here is, en jy kom by mense, kom jy by mense om hulle te seën, of kom jy by mense om hulle te vloek? Kom jy om God se gees oor te dra, of kom jy om die duiwel oor te dra? Is jy een van daai ouens wat die mense om jou morbied maak? Of is jy een van daai mense, as jy in sy persoonlikheid of in sy teenwoordigheid kom, dan voel hy sommer anders. Hy sê, hoekom het jy nie lankal al vir my kom hallo sê nie? Hoekom het jy lankal vir my kom iets sê nie? Julle weet, ons kan mekaar mos so negatief praat. Is dit nie ek wat so nou en dan sulke daai? Sommige sulke daai, maar wie wat? Ek het net besluit, Here, ek gaan nie toelaat dat die duiwel my onderkry nie. Ek gaan nie toelaat dat hy met my woer speel nie. Ek en jy lewe met keuses elke dag. Maak die regte keuse. Hy sê in vers 27, die Here is goed en hy het vir ons lig gegee. Wie is ons lig? Jesus Christus. Maar weet jy wat's hartseer? Wat sê Matteus 5 vers 14 in die eerste gedeelte? Julle is die lig van die wêreld. Jy sien, Jesus het sy lig in my en jou kom belê. Wat doen ek en jy? Skyn ons lig vir die wêreld? Of is ons die ouens wat as die wêreld nie in teenwoordigheid kom en sê, daai oue kind van die Here is, dan wil ek eerder nie 'n kind van die Here wees nie. Kom ons wees die lig. Maar God, want Jesus is my en jou lig. Hy sê, bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. Jesus, Rihanna, julle ek het lekker gesing vanoggend. Man, dit was lekker. Bind die feestoue tot by die troonkamers van die hemel, tot by die altaar, by God se troon. Het jy vanoggend uit jou hart uit gesing? Jy hoef nie jou hande op te gesteek het en te kere te gegaan het soos ek nie. Jy moet dit net uit jou hart uit doen. Dis al wat God vra. Laat jou lofprysinge in sy troonkamers kom. Jy sien, ons lofprysinge kom nie meer in sy troonkamer nie. Ons gekla kom in sy troonkamer. Ons morbiedheid kom in sy troonkamer. Dit wat ons nie het nie. Wanneer laas het jou lofprysing bietjie by sy troonkamer uitgekom? En dan sê hy, U is my God en ek wil U loof. O my God, ek wil U verhoog. Weet jy, mense hou jou dop? Ek en jy is lewende getuie van Christus binne in ons. Mense kyk daar waar ek en jy kom, hoe lyk ons? Die Here weet, ek het baie keer, ek het julle al gesê, ek het baie keer 'n probleem met 'n karwag. Kyk, hulle sê daar's niks vinniger as 'n karwag wat jou sien. Hy's vinniger as die klank van lig. As die sound barrier, as hy jou sien aankom, maar as jy daar gestop het, het jy hom nêrens gesien nie. Hy's soos die skim. Maar boetie, laat jy daai mol uitkom. En die Here weet, ek sukkel nog so nou en dan kan my lig nie lekker skyn nie. Maar bid maar vir my, die Here gaan my help, ek gaan nog verander, ek het al baie verander, maar ek kan nog beter word. Hy sê in vers 90, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Weet jy, sy goedertierenheid is nie maanskyn en rose elke dag nie, want hoekom nie? Ons het 'n vyand. Sy goedertierenheid bly dieselfde, dit verander nooit, maar ons het 'n vyand wat ons beïnvloed. Jesus het God se goedertierenheid aanhou glo tot sy dood aan die kruis. Toe aan die kruis gehang het en hy selfs uitgeroep het, waarom het U my verlaat? Het hy nog steeds in God geglo? Het hy nog steeds die wêreld vrygespreek? Het hy nog steeds sy lig laat skyn? So maak nie saak waar jy gaan nie. Laat jou lig skyn. Die lewe is nie maklik vandag nie. Die Here weet,
Om te lewe vandag is nie maklik nie, of is dit? Jy het elke dag aanvalle, want die Bybel sê, julle vyand, die duiwel loop rond, hy soek. Terwyl ek en jy hier sit, is hy klaar besig om jou gedagtes te laat dwaal. En sê nee, hierdie pastoor, hy hardloop te rond, hy skree te veel, ek dink ek gaan afsluit. Bind hom. Matteus 18 vers 18 sê, as ons op hierdie aarde bind is hy in die hemel gebonde, bestraf hom, sê hy gaan nie met jou. Wat bedoel as ek sê die lewe is vandag 'n gemors? Ek het 'n paar goed hier neergeskryf. Hy sê, daar's ontydige situasies wat baie keer opduik. Jou kar breek. Jy verwag dit nie, dan kos dit jou 'n klomp geld. Dan breek jou wasmasjien. Dan ry iemand voor jou in. Dan stamp by jou kar. Daar's goed wat baie keer gebeur wat ek en jy nie kan help nie. Miskien het jy die probleem self veroorsaak. Miskien sit jy hier vandag oor keuses wat ek en jy gemaak het. Maar weet jy wat, al het jy die verkeerde keuses gemaak? Filippense 3 vers 14 sê, vergeet die dinge wat agter jou is. Strek jou uit na wat voor lê. Jy het vandag die vermoë om jou keuses van gister te verander deur jou besluit. Jou besluit wat ek en jy vandag maak, bepaal waar jy môre gaan eindig. Baie mense sit vandag as gevolg van hulle eie keuses. Daar's omstandighede buite jou bereik. Onthou, jou aanvalle kom in elke grootte en vorm. Jy vra nie vir hom nie, maar hy kom. Hy kom, die duiwel is lus vir jou. Hoe hanteer jy jou probleme? Wat doen jy as jy die probleem, as jy op jou voorstoep kom? Wat doen jy? Wat doen jy? Hy sê, en kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. In Genesis 37 vers 22, dan sien ons vir Josef. Josef beland in die put. Sy broer Reuben wil hom daar uithaal. Toe hy hoor toe sy verkoop. Hy eindig by Potifar. Ons ken al die aanvalle, hy beland in die tronk. Daar's soveel goed wat met hom gebeur het. Maar Josef het 'n droom gehad. Het jy nog 'n droom? Weet jy, God het vir jou 'n droom? Hoekom lewe jy? Want God het vir jou 'n droom. Maar jy sien, die duiwel bring soveel struikelblokke, dan verloor ons daai droom. Dan sien ons net die probleem, ons sien net die aanslag, ons sien net wat nou voorhande is. Josef het nooit sy droom verloor nie. En dan kyk ons, Exodus 14 vers 10. Die Israeliete kom by die Skelfsee aan. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Jy sien, as jy by 'n doodloopstraat kom, wat doen jy in daai situasie? Dis dan wanneer jou besluit die belangrikste is. Hoe tree jy dan op? Onthou, die Here vat hulle uit Egipte uit. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Hulle murmureer in die woestyn. Hier kom hulle, hier is 'n see voor hulle kan nêrens nie. Hier kom 'n Egiptenaar. Wat doen hulle? Hulle roep die Here. Hulle roep hulle God, Daniël, in Daniël 6 vers 5. Toe die ministers en die landvoogte gesoek om 'n grond van aanklag teen Daniël te vind. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan. Hy het 3 keer op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek. Wat doen Daniël? Dieselfde wat hy voorheen gedoen het. Toe dit met hom goed gegaan het, toe dien hy die Here 3 keer. Toe dit met hom goed gegaan het, toe gaan bid hy 3 keer op 'n dag. Hy spandeer tyd met die Here. Wat sê die Bybel het hy elke dag gedoen? Hy het gebid, hy het lofprysing, hy het op sy knieë, hy het homself verneder voor sy God, maar sy geloof was in sy Here. En jy sien, toe die aanvalle kom, toe doen hy niks anders as wat hy voorheen gedoen het nie. Jy sien wat ons doen, ons dwaal van God af weg. En dan begin, as die pop op die fan strike, soos hulle in Engels sê, wanneer die probleme kom, dan spring ons op ons knieë, dan roep ons die Here aan. Maar ons vergeet hoe dit met ons goed gegaan het. Waar was God toe in jou lewe? Was God toe deel van jou lewe? Vir Daniël het niks verander nie. Toe hy hierdie verskriklike nuus kry, wat doen hy? Hy doen dieselfde wat hy gedoen het. As jy vandag negatief, as jy vandag moet hoor jy het kanker, of jy moet vandag hoor jy siek, of jy moet vandag hoor iemand van jou naby aan jou is dood, wat gaan jy doen? Gaan jy in paniekerig raak? En nou begin vra, Here, waar is jy? Of gaan jy net fokus en sê, Here, is okay. My geloof is in U. My redding lê in U. My deurbraak lê in U. My oorwinning lê in U. Daar's niks wat U nie kan doen nie. God herstel jou nog steeds. En net ook, as jy dit gelees, C.S. Lewis het gesê, gee vir die Here wat in jou hart is, en moenie vir hom gee wat jy dink in jou hart is nie. Maak jou hart net oop vir die Here. Dawid skryf, hy sê, Here, sien my hart, sien my negativiteit, sien my moedeloosheid, sien my pyn, sien my onrus. Dawid skryf, hy sê, Here, deurgrond my hart en sien
alles in my hart. Stort jou hart voor die Here uit. Weet jy, die Here ken jou hart in elk geval. Nou probeer ons 'n gesiggie voorsit en sê, Here, dis in my hart. Sit geen net vir die Here wat nou in jou hart is en hy gaan dit verander. Hy het die vermoë om dit te verander. Hoe moet ons die situasie, enige situasie hanteer? Ons kyk in Markus 4 vers 36. En hulle het die skare, dis Jesus se disippels, hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was, saamgeneem in die skei. En daar was ook ander skytjies by hom. Jy sien, ek en jy vat te min die Here saam met ons. Ons begin loop, ons begin ons dag verkeerd, ons lees die Bybel nie, ons bid nie, ons doen nie wat die Here van ons vra nie, dan gaan ons so 'n bietjie en dan vergeet ons van die Here. Tot daar probleme kom en dan skielik kan al ons daai spaarwiel uit. Dan sê ons, Here, nou het ons nie nodig. Maar prys die Here, al doen jy dit as hy daar. Jy sien, dis waar die duiwel ons tunnelvisie gee. God sê, as jy my aanroep, sal ek jou verhoor. Hy sê nie miskien nie. Hy sê nie, nee, jy moet eers, hy sê, ek sal jou verhoor. Hy gaan jou dalk net nie antwoord op die manier wat ek en jy gedink het nie, maar hy hoor jou gebede. Hy sorg dat hy daar's vir jou. En dan lees ons, en 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Wanneer jy die Here saamnooi, dink jy daar gaan die storms wees nie? Hy was in die boot. Hy was saam met hulle, en daar kom 'n storm op. Maar hy, Jesus, was agter op die skei aan die slaap, op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee nie omdat ons vergaan nie. Dink net 'n bietjie. Hoeveel keer het ek uit jou al uitgeroep, Here, waar is jy nou? Here, ek dink jy slaap so bietjie. Here, ek dink jy het my adres vergeet. Here, ek dink u weet nie meer van my nie. Kyk hoe hopeloos gaan dit met my. Maar dankie, Here. Al het hulle gedink hy's aan die slaap. Al dink jy vandag, God is aan die slaap, hy's nie aan die slaap nie. Hy's wakker. Die Bybel sê hy's wakker oor sy woord om dit te volbring. En dan sê hy, en vers 39, en hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? Jy sien toe hulle die Here aanroep. As ek en jy, ek waarborg jou vandag. As jy die Here aanroep in jou storm, hy gaan jou verhoor. Hy gaan jou antwoord. Hy gaan vir jou 'n deurbraak gee. Hy gaan die oplossing wees, want weet jy wat, hy is die oplossing. Want so lief het God hom gehad, dat hy Jesus gestuur het, sodat ek en jy wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God se lewe vir my en jou is goedheid en guns. Hy beplan vir jou goedheid en guns. Baie mense sê mos, die Here bring onheil oor jou. Wat 'n goeie pa doen dit. Jou keuses partykeer en ander mense se keuses bring onheil oor jou. Maar selfs in die onheil, toe hierdie storm op sy ergste is, ons lees in vers 36. Hulle het Jesus saamgeneem. Ek wil jou vra vandag. Wil jy opnuut volg en sê, Here, ek nooi jy uit. Ek nooi jy opnuut uit in my lewe nie. Ek wil opnuut 'n oorgawe maak. Ek wil opnuut hê jy moet saam met my hierdie pad stap. Here, te lank het ek dit in my eie krag probeer. Te lank het ek gedink God is saam met my. Maar my lewe werk nie uit nie. Weet jy, kom werk jou lewe nie uit nie. Daar's twee redes, of God is nie saam met jou nie, of jy het 'n vyand wat vir jou baie kwaad is. Jy moet weet, as jy in God se wil is, gaan die duiwel nie vir jou uitlos nie. As jy vandag aanvalle beleef, sê dankie Here, want jy's 'n bedreiging vir die duiwel, hy's kwaad vir jou. Hy wil jou doodmaak, want Johannes 10 vers 10 sê, hy slag, hy steel, hy verwoes. Prys die Here, Jesus het gekom, ek en jy lewe. Nie net lewe nie, party mense verstaan, maar dit nie lewe nie. Oorvloed van lewe kan nie. God beplan oorvloed. Sy beplan, Jeremia 29 vers 11 sê, die gedagtes as hy aan my en jou dink, is gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om my en jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Prys die Here vir Jesus, as gevolg van hom. As gevolg van hom in hierdie seisoen het ek en jy 'n hoop. Psalm 118 vers 27 sê, die Here is God, en hy het vir ons lig gegee. Wie is jou God, my boetie, my sussie? Wie gee vir jou lig? Waar sit jy jou hoop? Sit jy jou hoop in Cyril Ramaphosa? Sit jy jou hoop in die salaris wat jy kry elke maand? Sit jy jou geloof in die seisoene? Of sit jy jou geloof in God? God sal vir jou 'n goeie seisoen gee. God sal vir jou deure oopmaak. Hy sê in Openbaring 3 vers 8, hy sê, kyk, ek het vir jou geopende deur gegee. Niemand sal hom toemaak nie. Hy sê in vers 7, as ek deure oopmaak, kan niemand dit toemaak nie. En as ek deure toemaak, kan niemand dit oopmaak nie. Miskien is jou deure toe, omdat God sien, as jy daai deur nou oopmaak, gaan jy jou verongeluk. Miskien is dit nie jou seisoen nou nie, dat hy daai deur wil oopmaak nie, maar weet verseker,
sal vir jou die regte deur oopmaak. Hy gaan vir jou die deur oopmaak dat jy in daai heerlikheid ingaan, dat jy daai oorwinning kry, dat jy 'n oorwinnende lewe lewe. Die engel sê, "The Lord is Lord and he has made his light to shine upon us." Wat 'n wonderlike voorreg. God se lig skyn op my en jou. Amen. Glo jy sy lig skyn op jou? Lewe asof sy lig op jou skyn. En lewe, onthou sy lig op jou skyn, wat moet jy doen? Wat sê Matteus? Sit jy hom onder 'n maatemmer? Of laat jy daai lig van jou verder skyn? God skyn in jou sodat jy in die wêreld kan skyn. Dis hoekom sy lig op ons skyn. Psalm 119 vers 105 sê, "Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." Volg die lig, Jesus Christus, dan gaan jy nie struikel nie. Vat jou oë van die lig af, dan gaan jy dalk struikel. Sit net jou oë op die lig. Johannes 8 vers 12, Jesus sê, "Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê." Hoor jy wat sê hy? Hy is nie net lig vir hierdie aarde nou nie. Hy's lig van die lewe, selfs die lewe hiernamaals. Skyn jou lig tot in ewigheid. Jou lig gaan nooit uitgedoof word nie. Maar maak hom jou lig. Maak hom jou lig op jou pad, dan draai jy jou dag vir dag. Kom ons kyk bietjie. Lazarus was 4 dae in die graf. Martha kom by die Here en kyk wat sê sy vir die Here. Sy sê, toe Jesus daar gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Kan julle onthou die storie van Martha? Toe Jesus die eerste keer by hulle huis kom, die Here sê, maar hulle was die broers, die susters van hulle broer was Lazarus. Die eerste keer toe die Here daar kom, toe is hierdie Marthaetjie so besig. Weet julle, baie keer arriveer die Here by my en jou in ons binnekamer. Maar ons is so besig om hom te please, ons kom nie by hom uit nie. Martha is besig om die huis skoon te maak en sy gaan te kere en sy sê, dan kom sy by die Here en sy sê, Here, kyk hierdie ou Mariaatjie. Sy sit net hier by u voete, maar ek moet alles doen. Amen. Wie van julle is daar? Here, ons is so besig. Die Here weet ek kan 'n lekker pity party gooi partykeer. Ek kan myself lekker jammer kry. En tot die Here vir my sê, vir wie doen jy dit? Is omdat jy deur die mens raak gesien wil word. Is omdat jy jou eie ekkie wil jou eie beel blaas. Dan gaan jy seer kry. Moet nie jou eie beel blaas. Jy moet niks doen om mense deur hulle gesien te word nie. Weet jy hoeveel mense gaan nie meer kerke toe vandag nie? Want pastoor, jy weet daai lidmate, hulle maak my seer. Hulle dink nie soos ek nie, hulle doen nie soos ek nie. Weet jy hoekom? Jou oë is op die mens. As jou oë op my is, gaan jy verseker seer kry. Want ek is ook 'n mens. Sit jou oë op die Here. En Martha sê, Here, as u hier was, sou hy nie gesterf het nie. Hoeveel keer sê ek en jy, Here, waar is u? U kom nie deur vir my nie, u sorg nie vir my nie, u help my nie. God help jou altyd. Nie op jou manier nie. Nie op jou denkwyse nie, maar is daar vir jou. En dan lees ons. En Jesus het sy oë opgeslaan. En maar, Here, as u was, sou hy nie gesterf, maar selfs nou weet ek, dat alles wie u van God vra, God u sal gee. Alles wat jy in lyn met God se woord van hom vra, sal hy vir jou gee. Dink jy God wil hê jy moet sukkel? Dink jy God wil hê jy moet werkloos wees? Dink jy God wil hê jy moet siek wees? Dink jy God wil hê die duiwel moet jou woer speel? Dink jy God wil hê die duiwel moet jou vloek? Galasiërs 3 vers 13 sê die vloek wat op ons was het aan hom geneem. Galasiërs 3 Jesaja 53 sê die vloek wat op ons was het hy aan hom op die kruis geneem. Daarom is ek en jy die geseëndes van die Here. Nee, ek jok, Jesaja 53 is die straf wat op ons was. Het hy op hom geneem dat ek en jy die geseëndes van die Here kan wees. God wil jou seën, uit jou straf gedra, my boetie, my sussie. Bely jou sonde, gaan lê dit voor die Here, verander jou weet, kom tot bekering en volg die Here. Dan word dit makliker. Dan is dit baie makliker. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, ek dank u dat u my verhoor het. Wanneer laas het jy in geloof jou oë opgeslaan en gesê, Here, my situasie is verander. My situasie is nie meer dieselfde nie. Ek sien nie meer my situasie soos gister nie. Ek sien hom soos môre. Dis wat Jesus gedoen het. Lazarus is nog dood. Toe sê hy, klaar, dankie Here. U het hom opgewek. Dankie Here, u het my verhoor. Hy's nog nie opgewek nie. En kyk wat gebeur. En ek het geweet dat u my altyd verhoor. Maar ter wille van die skare wat rondom staan het, ek het gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Weet jy, baie keer gaan jy deur moeilike tye. Hoekom? Sodat die wêreld kan kyk. Hoe tree jy op? Dit is maklik om te sê ek's 'n Christen.
Dit is maklik om te sê ek's 'n kind van die Here, maar laat die aanvalle op jou deurstoep stop. Dan kyk ons. Dan hou die wêreld jou dop en hy kyk, is jy 'n ware kind van die Here? Kan jy wat jy glo praat? Of wat jy praat en glo, kan jy dit doen? Geloof sonder die werke, gaan kyk na die vorige preek. Geloof sonder jou werke beteken niks. Jy moet glo en doen. Dis wat die Bybel sê. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Kom uit. Ek wil jou vra vanoggend. Roep jou probleem. Roep oorgawe oor jou probleem. Spreek lewe oor jou probleem. Sê lank genoeg, Satan, het jy my vasgebind. Ek is vry vanoggend. Ek stap vanoggend hier uit. Ek praat met daai probleem. Lazarus, dooie, kom uit. Dooie beendere word lewendig. Esegiel 37. Die Here vir die profeet vir Esegiel gesê, wat sien jy? Hy sê, Here, ek sien dooie bene. Sê die Here vir hom, profeteer. Praat. Praat lewe oor jou situasie. Profeteer oor jou situasie. Spreek lewe en sê, Lazarus, kom uit. Lazarus, kom uit, dis binne in jou vanoggend. Eksodus 14 vers 13. Hier is die volk voor hierdie magtige see. Hulle weet nie wat om te doen nie, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas. Weet jy hoe lyk iemand wat vas staan? Sy geloof wankel nie. As God se woord sê dit is so, dan glo hy dit. As God se woord sê, dan rig hy sy lewe in om te doen wat God se woord sê. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy wanneer? Vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer sien, tot in ewigheid nie. Steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see het droog geraak, en die waters is gekloof, en die kinders van Israel het midde in die see getrek, op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur, aan hulle regter en hulle linkerkant. Het jy gedink, God, hier kom die water, God bou 'n muur hier op, hier gaan die waters, maar hy stop daai water wat weggaan ook, hy maak nog 'n muur, hy sê vir my mense, sien julle, weet julle wat baie keer word daai muur van redding vir jou 'n vrees, dink net hierdie magtige water hier al om jou, nou moet jy trek, dis geloof, God bou vir jou 'n muur op om jou te beskerm, bly onder sy beskerming. As jy onder sy beskerming bly, is jy nie 'n oop teken vir die duiwel nie. Markus 4 vers 40. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? Ek wil jou challenge vanoggend. Hoe lyk jou geloof? Hoekom is jy bang vir die toekoms? Hoekom is jy bang vir wat 2026 gaan oplewer? Kan jy sê, Here, 2026, begin dit nou proklameer. Begin nou sê, hierdie jaar, Here, is hierdie dag nie, maar die jaar wat die Here gemaak het. Ek gaan oor jubel en bly wees. Begin jou gedagtes rig en sê, Here, ek stuur myself in 'n rigting in. Eksodus 14 vers 14. Die Here sal vir julle stry. Julle moet stil wees. Jy sien, baie keer wil ons die strydwerk vir die Here gee, dan sê ons, Here, jy vat te lank. Nou vat ek hom terug, nou stry ek self. Jy gaan jouself verongeluk. Wees stil. Die Here sal vir jou stry. Hy sal vir jou die pad wys vorentoe. En in die laaste skrif, Rihanna, julle kan vorentoe kom. Daniël 6 vers 24. Soos Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is. Hoekom? Hoekom was daar nie 'n letsel aan Daniël nie? Omdat hy, waar is daai skrif nou? Nee, julle is op 'n bietjie agter nog. Daniël 6 vers 24. Sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is. Hoekom? Omdat hy op sy God vertrou het. Omdat hy op sy God vertrou het. As jy wil hê die duiwel moet van jou af wegvlug, Job sê op een pad val die duiwel jou aan, op 7 paaie sal hy van jou af wegvlug. Spreuke sê 7 maal val die regverdige, maar hy staan op. Jy het vanoggend die vermoë om jou geloof in God te sit, vir die Here te sê, Here, U sal my uit hierdie leeukuil uitvat, U sal my omstandighede verander. Hoekom? Omdat my geloof in U is. Wie wil net saam met my staan en sê, pastoor, vanoggend sit ek my geloof in die Here. Net as 'n teken van jou afhanklikheid van die Here, wil jy nie saam met my staan en net sê, vanoggend, Here, staan ek net om te sê, vir opnuut vandag, sit ek my geloof in U. Die Satan het klaar met my boer gespeel. Ek kan vaar nie meer wat hy oor my bring nie. Ek kan vaar wat God se woord oor my sê. God se woord sê, goed en te guns sal my volg. Wanneer? Al die dae van my lewe, dan sal dit so wees. Vader, dankie
Dankie dat U vanoggend met ons praat. Dankie Here vir hierdie dag. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Ons kan daaroor jubel en bly wees, want ons God leef. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, waar hy nou besig is om vir ons in te tree. Jesus, U is by ons. U is saam met ons, U is in ons. Elkeen wat opgekom het vanoggend, Here, ek bid so dat U ons harte en ons lewens verander. Dat ons vandag nuwe geloof sal kry. Die woord wek ons op. Die woord gee geloof, Here. Want in die begin was die woord was by God, die woord was God, hy het afgekom aarde toe, hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. Dankie, en hy is die lig van die wêreld. Johannes sê, ek is nie die lig nie, maar ek het kom getuig van die lig. En omdat hy opgevaar het, Here, kan ons 'n verskil in mense se lewens maak. Bou ons op vandag, maak ons geloof sterk, dat ons soos Daniël kan sê, daar's geen letsel aan my gevind nie, omdat my geloof in die Here gevind is. Here, wek ons geloof op. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Terwyl ons hierdie laaste liedjie sing, as daar dalk